So die heel eerste ding wat jy hier wil doen, is jy wil nou natuurlik seker maak dat jy nou nie kyk na vlugte via die Midde-Ooste nie. So hier aan die linkerkant het ek nou hier kom oopmaak, so ek gaan Emirates hier aantik. Ek gaan dit verwyder uit my opsies uit. Etihad is natuurlik 'n ander een wat ons kan verwyder en dan is Qatar die ander hoof een wat ek verwyder. Hierdie hang natuurlik absoluut af van jouself, so ek het nie nou iets soos Kenya Airways verwyder nie. Dit is dalk iets wat 'n mens wil oorweeg en hier kan jy nou net ten minste 'n goeie idee van die pryse kry. Goed, so hier sal jy dan nou sien wat se tipe vlugte is beskikbaar. Ek het aan die begin genoem, ek kyk juist na hierdie webtuiste om 'n idee van pryse en beskikbaarheid te gee. So ek sal nie noodwendig aanbeveel dat 'n mens die kaartjies hierop koop nie, maar dit gee jou 'n goeie aanbeveling en aanduiding van pryse, sodat jy dan weet, ek moet op Lufthansa spesifiek gaan kyk na die pryse. So hier kan julle sien, Lufthansa het 'n paar opsies. Ek besef dit is 'n baie laat aankoms, maar die reistye is eintlik, die reistyd in totaliteit is eintlik glad nie sleg nie, en dit is 'n baie laat aankoms, maar ek gaan vir julle laat weet wat ons plan is met die laat aankoms. Ek dink ons sal dit definitief kan help bestuur, en dan is die terugvlug eintlik heeltemal baie goed. So hierdie self lyk al klaar soos 'n baie goeie opsie. Die volgende opsie is met Turkish Airlines en Kenya Airways. Turkish Airlines is op hierdie stadium regtig nog veilig. Dit is glad nie gekompromiteer deur die oorlog nie. Die lughawe lê ook byvoorbeeld aan die Europese kant van Istanbul. Istanbul is verdeel tussen Europa en Asië. So hier is nog 'n opsie om te oorweeg. As jy wil kyk hoe lyk die besonderhede hiervan en om te besluit of dit binne jou appetite is, dan kan jy daarop klik. So, jy moet nou net sien dat hierdie is 'n langer reistyd. So, dit hang af of jy sou belangstel om bietjie langer te reis, maar dit is vir 'n baie beter prys. So, jy vlieg dan eers Nairobi toe, maar dan het jy 'n lang oorstaan in Nairobi en dan 'n kort een in Istanbul om dan aan te kom op 'n eintlik 'n baie redelike tyd in Venesië. Die terugvlug is dan eintlik 'n baie goeie opsie via Nairobi vlieg jy dan van Amsterdam af na Johannesburg toe. Goed, so ek loer net gou na ander opsies. Die res is nie vreeslik verskillend as wat ons eintlik reeds gesien het nie, dalk net bietjie teen 'n ander prys. KLM se opsies raak duurder, maar sou definitief ook kon werk, alhoewel hierdie laaste terugvlug beteken dat jy dan jou dag in Amsterdam gaan mis, want jy gaan vroeg al by die lughawe wees. Maar weer eens, hier is nou vir elkeen opsies om te oorweeg, wat moontlik kan werk. So, wat ek dan nou volgende doen, is om heel eers dan nou te besluit, ek dink Lufthansa sal goed werk. My voorstel hier net om vir julle te verduidelik hoekom ek dit sal oorweeg, dit is nou 10:30 die aand land, maar van Winskop Toere se kant af is ons idee om dan te kyk om die persone wat hierdie vlug wel gebruik, te akkommodeer om verblyf vir die eerste aand naby die lughawe te hê, en dan die volgende oggend sal die bus julle daar kom oplaai om weg te spring met ons dag in Venesië. Die ander opsie is om 'n dag vroeër te vlieg, as jou visum dit sal toelaat, en dan solank rustig net daar te wag en daar te wees en op die 20ste April in hierdie geval. So daar is 'n bietjie opsies rondom dit. Wat ek wel gesien het is asof as mens op Lufthansa se webtuiste self kyk, dan wys hy ook vir jou alternatiewe vlugte, en dit is dan nou waar jy kan besluit wat vir jou sal werk. Almal hoef nie hier dieselfde vlugte te doen nie. Ek wys regtig net vir julle hoe om te soek, sodat julle dit kan oorweeg en elkeen kies wat vir hom sal pas. Weereens, hier is nou 'n roundtrip opsie. Die roundtrip werk nie perfek nie, ons wil ook nie one-way doen nie, ons wil multi-city doen. So ons wil van Johannesburg vertrek na Venesië toe, en dit is dan weer op die 20ste April in hierdie geval, en ons wil dan dit selekteer, en ons wil terugkom van Amsterdam af,
en ons wil terugvlieg na Johannesburg toe. En dit is dan nou die 1 Mei se datum. So dan kan jy nou hier sê, soek vir die vlugte. Hier gaan hy dan vir jou opsies gee van al die verskillende vlugte, en hier is ook 'n paar belangrike goeders om in ag te neem. So die eerste ding is dat jy verskillende opsies het, maar obviously teen 'n bybetaling. So hier is nog 'n vlug wat lekker vroeg in die dag land, maar dit is teen 'n goeie extra 7.000. So hier moet 'n mens dan nou 'n keuse maak, wil jy graag vroeër in die dag land, of is jy bereid om laat te land? Sê nou maar jy kies die laat land vlug, dan klik jy ek wil die ekonomiese klas hê, dan het jy nou nog steeds 'n paar opsies hierso, en hier is dan nou net waar mens ook bietjie net belangrik mooi moet lees. Die eerste ding waarna kyk is jy wil checked luggage ingesluit hê. So hierdie heel eerste opsie, economy light, is nie 'n goeie idee om te koop nie. Dit sluit glad nie eers checked luggage in nie, so jy gaan baie vinnig moet geld bybetaal. En dan moet jy net 'n bietjie kyk hier na jou rebooking en jou refundability. So dit is tog maar goed om dit in ag te neem, en miskien is hierdie economic basic plus nie 'n slegte idee nie, dit laat jou wel toe om te rebook, sou dit nodig wees, of selfs 'n refundability, wat nog redelik is. Goed, so sê nou maar, ek kies dan nou hierdie een, ek kyk nou nie verder na die groen opsie nie, maar daar is 'n bietjie ekstra premie wat jy nog kan betaal, om ook meer groen te wees. Sê nou maar, ek kies dan nou hierdie opsie, en ek sê, continue is my selection, dan vat hy my ook na die volgende terugvlugse opsies toe, en hier kan julle dan nou sien verskyn die potensiële terugvlugte, en hier is meer as een opsie wat eintlik baie goed werk, so ek kies hier die goedkoopste een, en hier is weer economy basic, economy basic plus, economy green, weer eens jy wil definitief met 'n tas toer, so jy sal hier kies tussen die een en die ander, en hier kies 'n mens dan nou, sê nou maar die economy basic plus, weer eens dit is maar gebaseer op die rebooking en refundability daarvan, om te sê, selekteer dit, en dan gaan hy aan na die res van die bladsy toe, en wys vir jou dan 'n totaal van 21.370. Wat duurder is as die bedrag wat ons van Emirates ontvang, maar definitief nie so belaglik soos van die ander kwotasies wat ons ook al gesien het nie. So as jy dan gereed is om voort te gaan, dan kan jy jou enter passenger details, en jy kan al jou inligting begin invul. Dit is dan nou al jou persoonlike inligting. Jy moet baie seker maak dat jy geen foute hier maak nie, want enige fout op jou vliegkaartjie moet op die ou ende teen betaling verander word, om dan nou 'n vliegkaartjie te koop. So dit is hoe jy dit dan nou sal doen, deur op cheap flights te soek, en dan aan te gaan, om direk op Lufthansa se webtuiste te gaan soek. Ek kan maar net vir julle verder wys, as ons nou hierdie selfde vlugte in belang gestel het, en hier, hoekom hierdie prys verskil, die 18.000 teenoor die 21, is omdat hierdie juist deur economy light vlugte is, wat byvoorbeeld dan nou nie jou bagasie insluit nie. So dit is nie 'n goeie opsie nie. As jy sou wou koop deur cheapflights.co.za, ek het al persoonlik hierdeur gekoop, maar julle sal nou sien hoe dit werk, hierdie is basies 'n platform wat vir jou in kontak sit met verskillende agentskappe, en ek kan nie waarborg dat elke agentskap hier 'n goeie reputasie het nie. So as jy dit sou oorweeg om te probeer 'n goedkoper prys kry, stel ek voor dat jy eers doodseker maak dat jy tevrede is met die tipe reviews wat jy lees, die resensies. Hierbo gee hy jou wel die geleentheid om te kies vir 'n checked bag, dan wys hy jou nou klaar minder opsies. So vir die feit dat ons weet ons wil met bagasie toer, is dit eintlik maar wat jy moet doen. Dit wys jou klaar die R21.000 wat ons nou op Lufthansa kry is nie onredelik nie, en ons het ook 'n bietjie 'n meer flexible opsie gevat, en dit is presies wat hierdie opsie insluit. Interessant genoeg praat hulle van free ticket changes teenoor Lufthansa, wat gesê dit is nog teen 'n koste van 2.900 en so aan. So 'n mens sou kon oorweeg of wil jy hierdeur bespreek,
Weer eens, maak seker jy is tevrede met wat beteken 'n economy, light en flex, en of is jy tevrede met 'n platform soos GoToGate, dat hulle 'n goeie reputasie het, voordat jy besluit om hierdeur te boek. Dis waarskynlik veiliger, al kos dit jou meer, om direk deur die lugredery te bespreek.